Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 13 van die reeks. Maar voor ons verder gaan, kom ons erken net eers ons afhanklikheid van die een in wie sy identiteit ons vertroue plaas. Here Jesus, baie dankie vir u woord en die krag in die lewe wat daar in u woord is. Dankie Here dat ons identiteit in U kan vind en dat ons nie nodig het om te spook en te spartel om vanuit ons eie identiteit iets te bereik nie, maar dat ons kan rus in dit wat U vir ons reeds bereik het. Mag U woord dit vandag vir ons kom duidelik maak. In Jesus naam, amen. So ons staan bietjie stil by 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê: En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En omdat ek so sterk voel oor disipelskap, en dat disipelskap 'n praktiese leefwyse is ons besig om na 'n paar enkele punte te kyk, hoe ons hierdie teks prakties in ons elke dag lewe kan toepas, en die vrugte daarvan sien realiseer in ons lewe. Wat behels dit om die heerlikheid van God te aanskou? Hoe lyk dit? Want ek het gekies om hierdie belofte te glo, dat as ek die heerlikheid van God aanskou in sy woord, dat dit die krag het om my te verander na sy beeld. Van een vlak van heerlikheid tot 'n volgende vlak van heerlikheid. En ek moet dalk net hier noem, sodat daar nie misverstande is nie, in jou gees het jy reeds die heerlikheid van God. Jou wedergebore gees is so perfek, heilig en verheerlik as wat dit ooit sal wees in die ganse ewigheid. Want jy het Jesus se perfektheid, heiligheid en heerlikheid. Hierdie verandering wat ons hiervan praat, is die verandering in ons siel, ons gedagtes en denkpatroon, sodat ons lewe na buite, ons vlees, verander kan lyk soos Jesus, en hulle daardeur bevoordeel kan word deur die koninkryk van Jesus in hierdie wêreld te ervaar by ons. Want God gebruik mense, hy gebruik ons. So ons is besig om na ons tweede praktiese punt te kyk rondom die heerlikheid van God. En dit is God en Jesus se hart om te dien. In Markus 10:45 sê Jesus self, want die Seun van die Mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus se lewe het absoluut gespreek van 'n diensbare hart. En ek wil jou vanoggend die voordeel wys van iemand wat bereid was om deur Jesus gedien te word. Blaai saam met my na Johannes 12. En net om bietjie tyd te spaar, gaan ek nou nie alles lees nie, maar hier kry ons vir Jesus in 'n huis saam met Lazarus en Martha. En Maria kom in en salf Jesus se voete met baie duur en kosbare nardesalf. Judas trek sy lip op, omdat volgens hom die salf eerder verkoop kon word en die geld vir die armes gegee word. En dan verdedig Jesus vir Maria in vers 7 met: Laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Kyk hoe verwoord Markus dit in Markus 14 vers 8, waar Jesus sê, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Sy het vooruit my liggaam vir die begrafnis gesalf. As ons teruggaan na Johannes 12 toe, dan sê hy in vers 1 dat hierdie 6 dae gebeur het voor die Paasfees. Dit is die Paasfees waar tydens Jesus gekruisig is. So dis 6 dae voor sy begrafnis. En soos ons weet, is Jesus eers 3 uur die middag van sy kruisiging oorlede, waarna Josef van Arimatea eers kon gaan vra vir sy liggaam. Toe moes daar geskarrel word om hom toe te draai en in die graf te kry en die graf geseël te kry, alles voor son onder, want met daardie son onder het die Sabbat aangebreek. So daar was nie tyd gewees om Jesus se liggaam te salf voor hulle hom kon toedraai nie, wat volgens die Joodse gebruik moes gebeur. Maar hier's die ding, ons weet nou al hierdie, want ons het die hele storie gelees, na die tyd. Maar hoe het Maria geweet dat Jesus se liggaam gesalf moet word vir sy begrafnis? Hoe het sy geweet daar gaan die tyd wees nie? Amper 'n week nog voor hy gekruisig is. Nie eens sy disippels het lekker verstaan as hy hulle prontuit vertel het dat hy gaan sterf nie.
Ek glo die antwoord is in Lukas 10. Hier vanaf vers 38. En ons is baie vertroud met hierdie verhaal. Jesus is aan huis by Martha en Maria. En hierdie is natuurlik nou baie lank voor die verhaal van Johannes 12. En waar vind ons vir Maria? En net so terloops, dis nou presies dieselfde Maria van Johannes 12 wat hom gesalf het. Ons vind haar by die voete van Jesus. Besig om te luister. Besig om in te neem. Besig om bedien te word deur Jesus. Ek glo hierdie was 'n gewoonte van Maria. En deur hierdie gewoonte is hoe sy geweet het presies waar en wanneer om Jesus te bedien. En ek besef hier is vir ons 'n groot sleutel tot baie van ons vrae. Want ons het almal op een of ander stadium gevra, Here Jesus, ek wil U graag dien. Maar hoe? Waar? En wanneer? Geliefde, as jy jou timing so perfek soos Maria se wil hê, wees stadiger om op te spring om te sê, Jesus, gebruik my. En wees vinniger om te sit en stil te wees en te vra, Jesus, hier is ek, bedien my. Dit mag op die oog af dalk nie so glamorous lyk soos om altyd op die voorfront te wees nie. Maar as ek na Maria se storie kyk, is dit verseker die resep hoe om te weet wanneer om op die regte tyd, op die regte plek te wees, besig om die regte ding te doen. Here Jesus, dankie dat U so amazing leier is, dat U ons wil bedien. Here, maak ons stadiger om op te spring en altyd net goed te wil doen. En maak ons vinniger om eerder te sit en toe te laat dat U ons bedien. En deurdat U ons bedien, word ons toegerus, sodat ons op die regte tyd sal weet wanneer om die regte ding te doen op die regte plek. En so word U koninkryk dan op die regte manier verheerlik. Dankie Here dat U ons vandag wil bedien. Ons gee U al die lof en die eer van ons hart in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.